Goeiedag, hiermee 'n woord van bemoediging. Wanneer storms in ons lewens opduik, raak ons so maklik angstig en bang. Ons begin rondhardloop. Ons raak paniekerig en ons probeer antwoorde vind. Ons wil weet wat om te doen. Ons wil voel dat ons beheer het. Maar die probleem is dit, wanneer ons bang is, gaan ons dikwels na Jan Raap en sy maat vir raad. Ja, na sommer enige persoon wat beskikbaar is. Familie, vriende, kollegas, sosiale media, mense wat self nie eers seker is wat om te doen nie. En dan in die storm begin ons dikwels besluite maak waaroor ons later spyt is, omdat dit besluite was uit vrees, nie uit geloof nie. Maar hoor gou-gou, Abba Vader weet presies waar jy is. Hy weet hoe jy in jou hart voel. Hy weet van die trane wat jy nie kan verduidelik nie. Hy weet van die vrae wat jy nie hardop sê nie. Hy weet hoe jy in die nag rondrol. En hy weet wat jy nodig het, nog voordat jy dit vra. Daarom, wanneer die storms kom, of moeilike tye, hoekom hardloop na almal anders, maar nie na hom wat jou gemaak het, die skepper van hemel en aarde nie? Hoekom die hele wêreld bel, maar die een wat alle wysheid gee nie? So die goeie nuus is, jy kan Abba Vader bel. Sy nommer is 333. Ja, Jeremia 33 vers 3 sê, roep my aan en ek sal jou antwoord en ek sal jou groot en verborge dinge bekend maak wat jy nie weet nie. Dit is asof Abba Vader self sê, as jy nie weet wat om te doen nie, skakel my, ek sal jou antwoord. Maar dalk vra jy, hoe skakel mense Abba Vader? Dit is eenvoudig. Nommer 1, maak tyd in afsondering en praat met hom. Roep hom aan. Sê net wat in jou hart is. Jy het geen hoë woorde nodig nie, net eerlikheid. Abba Vader sê in Spreuke 3 vers 6, ken my in al jou weë. Nommer 2, luister ook na hom, want sien in elke gesprek praat iemand en iemand luister. Wanneer jy bid, luister hy, maar jy het ook nodig om na hom te luister. Nie net hy na jou nie. Die woord leer dat gebed en gehoorsaamheid saamloop ook. Wanneer iemand bewustelik teen Abba Vader se woord leef, maar nog steeds verwag dat Abba Vader alles moet doen wat hulle vra, dan is daar 'n breuk in die verhouding. In Spreuke 28 vers 9 sê Abba Vader, as iemand nie wil luister na die wet nie, is selfs 'n gebed vir die Here 'n gruwel. In Psalm 66 vers 18 staan, as jy ongeregtigheid in jou hart koester, sal Abba Vader nie hoor nie. Hierdie verse sê nie Abba Vader haat jou as jy struikel nie. Dit sê, as jou hart hard is en jy wil nie luister nie, hoe kan jy verwag om op 'n Vader se stem te hoor? Gebed sonder gehoorsaamheid aan die woord is soos om 'n gesprek te probeer voer sonder 'n verhouding. Maar wanneer ons bid, Vader, ek wil luister en U wil doen, dan draai sy kop na jou toe as jy bid. So hoe luister ons na Abba Vader? As jy hom bel, deur ook tyd in sy woord te spandeer. Abba Vader praat met ons soos ons tyd in sy woord spandeer. Inteendeel, die woord is soos Abba Vader se antwoordboodskappe. In sy woord lê sy antwoorde, sy raad, sy troos en sy wysheid. Nommer 4, nader hom, bel hom met geloof. Vertrou dat Abba Vader jou hoor. Hy luister nie net nie, hy antwoord. So vandag het ek nodig om jou te bemoedig deur vir jou te sê, wanneer die storms aan jou deurklop, wanneer jou hart swaar is, wanneer jy nie weet wat om te doen nie, moenie eers na Jan Raap en sy maat hardloop nie. Skakel die een wat nooit besig is of slaap nie, die een wat nooit verander nie, die een wat jou liefhet. Skakel 333, roep hom aan, run to the throne and not to your phone. Hy sal antwoord. Hebreërs 4 vers 16 sê, laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word. Paulus sê ook in Filippense 4 vers 6, wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes en alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. So vandag kan jy rus in die feit dat Abba Vader jou behoeftes ken en hy sal voorsien. Abba Vader sê in Psalm 32 vers 8, ek wil jou onderrig en ek wil jou leer aangaande die weg wat jy moet gaan. Ek wil raad gee, my oog sal op jou wees. Skakel 333.
Roep hom aan. Hy sal antwoord. Ons almagtige Vader, vandag nader ons U. Vader, dankie dat U 'n God is van verhouding. Dankie dat ons U genade troon kan nader. Dankie dat ons met U kan praat. En dankie dat U 'n God is van verhouding wat ook met ons praat. Ons eer U, ons loof en ons prys U. Ek bid dit alles in Yeshua se naam. Amen. Shalom.